God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and faith, but it is always worth the wait. Net so het iemand anders gesê, trust in God's timing. It's better to wait a while and have things fall into place than to rush and have things fall apart. Nie een van die mense wat God geroep het en wat Jesus geroep het hulle self bevoeg gevoel om te doen wat God vir hulle gegee het om te doen nie. Wanneer dit kom by foute wat ons maak en verantwoordelikheid wat ons moet opneem, trek ons baie keer die Adam-syndroom. Toe God vir Adam vra, hoekom het jy van die boom geëet? Sy reaksie, dis hierdie vrou wat jy vir my gegee het. En Eva, dis die slang. So ek en jy verplaas altyd die skuld, as ook die verantwoordelikheid wat God vir ons gee, baie keer na ander mense toe. Dis vir my een van die mooiste dinge wat ons moet leer by Nehemia. Hy begin by homself. Hy sê, Here, ek het verkeerd gedoen. My gesin het verkeerd gedoen. My familie het verkeerd gedoen. En hy bely sy aandeel en vat verantwoordelikheid vir sy aandeel. En toe God vir hom die opdrag gee om die mure van Jerusalem te gaan herbou, het hy nie vir God gesê, maar Here, ek kan nie. Het hy nie vir God gesê, Here, as ek iewers 'n tydjie kan afknyp, dan sal ek dit vir U doen nie. Hy het ook nie vir die Here gesê, maar Here, ons moet net eers die hande kry. Genoeg manne wat kan help, want dit is 'n groot werk, dan sal ek gaan nie. God het sy wil aan Nehemia bekend gemaak. En hoor dan nou net, hoe het Nehemia God se opdrag hanteer? Ek lees vir jou uit Nehemia 2 vers 11 en 12. Ek het in Jerusalem aangekom, en na ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Nou kom ek herinner jou net gou weer aan die pad wat Nehemia gestap het. God het vir hom die opdrag gegee en toe was hy verskriklik bang. Die koning het vir hom gevra of hy siek is en of daar fout is, en toe het hy vir die koning vertel van dit wat sy hart gebreek het. En nou weet ek en jy hoe die koning positief gereageer het en hoe die koning hom ondersteun het in sy versoek om die mure van Jerusalem te gaan herbou. Nou baie interessant, iemand het eendag opgemerk, God is altyd 3 dae laat. Nadat Nehemia in Jerusalem aangekom het, hoe lank het hy gewag? 3 dae. Hoe lank was Lazarus dood gewees? 3 dae in die graf. Alles vooruitwysend na Jesus se sterwe en opstanding. En hier is 'n baie belangrike les wat ek en jy moet leer. Voordat daar oorgegaan word om te doen, dit wat God vir ons gee om te doen, moet ons eers in ons wag op hom fokus en seker maak wat die omvang is van dit wat hy wil hê ons moet doen. Soos iemand ook gesê het, stress makes you believe that everything has to happen right now. Faith reassures you that everything will happen in God's timing. Nehemia het nie in Jerusalem aangekom en almal bymekaar geroep en vir hulle gesê, dit is wat God se plan vir ons is nie. Soos Jesus by Lazarus se graf, het hy nie die fokus op homself laat val nie. Hy het eers in die nag gaan kyk na wat gedoen moet word. Hy het hom geïdentifiseer en vereenselwig met die omvang van dit wat gedoen moet word en saam met wie dit gedoen moet word. God wil dieselfde vandag ook in en deur jou en my doen, maar hy's 'n jaloerse God en hy sê, hy deel sy eer met niemand nie. Hy gee die drome, hy gee die planne, hy wys vir ons hoe, en hy maak vir jou en my deel van dit wat hy wil doen. Ek en jy is sy hande en voete, deur wie hy sy koninkryk hier op aarde wil laat kom. Kom ek en jy leef weer vandag met 'n heilige huiwering in afwagting om te kan hoor wanneer God sê wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen, sodat hy die eer daarvoor kan kry.